Goeiemôre broers en susters. Ons is dankbaar vir almal wat hierdie lekker reendag hier kan saam wees. Ons bede is dat die Here ons ryklik seën. Almal baie hartlik welkom natuurlik na die diens ook om lekker warm te kuier rondom 'n koppie koffie of tee. Ons kollektes vanmôre is vir die instandhouding van die erediens en vir die emeritaatsfonds by die deure. Instandhouding van die erediens onder die erediens. Baptisasie na die diens. Bybelstudie in Sedgefield Dinsdag oggend en plek donderdag middag aand. En ja, ons herinner aan die 10de maand dankoffer. Baie dankie vir almal wat reeds bygedra het. Ons is baie naby aan die mikpunt. R60,000 wat al in is. Ons mikpunt is 75. Baie dankie vir almal wat bygedra het, maar dan ook die versoek dat as u moontlik nog kan, nog nie gedoen het nie, dink daaraan hierdie spesiale dankoffer ook te bring. Ons het nie verjaardag vandag nie, maar daar is van ons lidmate wat swaar kry. Koos Lessing moes in Pretoria hierdie week 'n operasie ondergaan om 'n bloedklont te verwyder daar waar die probleem was waar hy hom gestamp het. Maar ons is dankbaar, ons hoor dit gaan beter en dat hulle hopelik hierdie week sal kan terugkom. Suster Christine is besig om te herstel. Ons is baie dankbaar ook dat oom Tom wat verlede week in die hospitaal was, ek het nie geweet om dit af te kondig nie, maar hy was verlede week in die hospitaal, verlede naweek. Hy is weer by die huis. Ons dink aan al ons lidmate wat swaar kry. Ja, ek het nagelaat, ek wou ook sê baie dankie vir die verwerk wat gedoen is. Ek het weer 'n paar manne hard gewerk hierdie week. Ek weet nie of in die reën kans gehad het om te sien hoe mooi lyk die kerk nie. Nadat al die krake wat die mense nog in die verlede gesien het, is nou toe. Dit lyk baie netjies, baie dankie. Ons het nou wel nie verjaarsdae hierdie week nie, maar ons dink aan die wat swaar kry, wat besig is om te herstel na operasies. Kom ons bid vir ons medelidmate, dan ook die seën van die Here toe. Ons sing Psalm 134, vers 4 sit in die psalm. Psalm 130, ons sing die 3de beruiming, wat net 2 verse het. Ons sing albei die verse sittende saam in afhanklikheid en erkenning dat ons verlossing en ons sonde vergewing alleen van die Here kom. See
Hy verseker ons dat hy hier met ons is en dat ons onder sy seënende naam hier saam is. Genade vir julle en vrede van hom wat is, wat altyd was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, van Jesus Christus, die betroubare getuie, die eerstgeborene uit die dood, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing lied 190, belydenislied, ons bely ook ons geloof saam, en ons sing beruiming van artikel 1 van die Nederlandse geloofsbelijdenis, beruiming 12:3. Kom ons leef in die geloof en ons sing hierdie liedere. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy die lyding van die hel ondergaan, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, in die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Oh
Sondag 16, vraag 42. As Christus dan vir ons gesterf het, waarom moet ons ook nog sterwe? Ons dood is nie 'n betaling vir ons sondes nie, maar slegs 'n afsterwe van die sondes en 'n deurgang tot die ewige lewe. Sondag 17, vraag 45. Watter nut het die opstanding van Christus vir ons? Ten eerste het hy deur sy opstanding die dood oorwin, sodat hy ons die geregtigheid, die volmaakte regte verhouding wat hy met die Vader het, wat hy deur sy dood verwerf het, dat hy ons dit deelagtig kon maak. Ons dit ook in daai selfde verhouding kan wees. Ten tweede word ons nou ook deur sy krag tot 'n nuwe lewe opgewek. Nou. En ten derde is die opstanding van Christus vir ons 'n betroubare waarborg van ons salige opstanding. Sondag 22, vraag 57. Watter troos gee die opstanding van die liggaam aan jou? Dat nie alleen my siel na hierdie lewe dadelik tot Christus, sy hoof, opgeneem sal word nie, maar ook hier dieselfde liggaam van my, deur die krag van Christus opgewek, weer met my siel verenig, en aan die heerlike liggaam van Christus gelykvormig sal word. Die wet van die Here, in die eerste gebod, jy mag naas my nie ander gode hê nie. Wat dikwels dan ook vasgemaak is aan die eerste gebod, wat ons in dieselfde asem lees ook op party plekke in die Bybel, is die verbod op waarseery en die raadpleging van dooies. Levitikus 19 byvoorbeeld, vers 31. Moenie hulp soek by geeste of waarseers nie. Dit sal julle onrein maak. Ek is die Here, julle God. Levitikus 20, vers 6. Enige iemand wat aan my ontrou is deur hulp te soek by geeste of waarseers, teen hulle sal ek optree. Ek sal hom van sy volksgenote afsny. Wy julle aan my, wees heilig, want ek die Here julle God, want ek is die Here julle God. Gehoorsaam my voorskrifte en leef daarvolgens. Ek is die Here. Ek heilig julle aan my. Die dinge by die eerste gebod nogal belangrik. Ons gaan net nou 'n bietjie verder stil staan by die geloof aan die voorvaders, kan ons maar sê. Dat mense wat dood is, beheer het oor hierdie wêreld, dat ons tot hulle moet bid. Dit is soos om by geeste of waarseers op te gaan hulp soek.
wat die voorvaders dan nou sogenaamd of die dooies moet raadpleeg vir jou en hulle betrokkenheid by jou lewe moet kry. Die Here sê, dis afgode. Hy alleen is ons God. Hy heilig ons vir hom. Die Bybel noem ons geroepe heiliges. In briewe word die gelowiges gedurig aangespreek as heiliges. Ons behoort aan die Here. Hy is ons God. Hy het beheer oor ons lewens. Niks of niemand anders nie. Die ander gebooie dan, ons mag nie beelde maak nie, die tweede gebod, God probeer uitbeeld nie, ons moet sy naam heilig hou, die derde gebod, mag dit nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat nie. Die vierde gebod, dat ons die Sabbat onderhou, die Here aanbid. Dan die vyfde gebod, jou vader en jou moeder moet jy met eerbied behandel, sodat jy lang kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gee. Mag nie moord pleeg nie, mag nie egbreuk pleeg nie, mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie, jy mag nie begeer wat nie joune is nie, maak nie saak wat dit is nie. Dis die wil van die Here. As ons dink oor hierdie dinge, dan besef ons dat ons gedurig steeds bly oortree, dat ons worstel in ons heiligmaking en nog nie is of leef soos wat ons bedoel is om te leef as heilig is. Maar die genade dat ons weet in die verlossing in Christus is ons vrygespreek. Ons hoef nie met vrees te lewe vir die oordeelsdag nie. Bring dit nou voor die Here en ontvang die vergifnis uit sy hand. En dan weet ons, eendag kan niemand ons voor die regterdag, kan nie die kind van God verklaan nie. Want die Here het ons verlos deur die bloed van Christus. En niks kan ons van sy liefde skei nie. Kom ons sing die beruiming uit Romeine 8, beruiming 5:4, vers 1, 2, 3 en 6.
hoe groot die genade dat ons met hierdie versekering uit u woord mekaar ook kon bemoedig. Hierdie waarheid uit u woord singend kon toeëien. Dat ons voor u die heilige God kan wees sonder om bang te wees. Ons dank Here vir u groot genade, u verlossing, u liefde. Dankie dat ons u ons Vader kan noem. In vryheid hier kan saam wees. U kan aanbid. Ons bid Here dat u ons sal lei en ons saam wees. Dat ons u sal verheerlik. Lei ons ook deur u woord, deur u Heilige Gees. Lei hom wat u woord moet bedien met wysheid. Dankie dat ons kan bid. Alleen maar deur ons Here Jesus Christus op grond van sy soenverdienste, wat ons die reg het om hierdie dinge van u te vra. Amen. So vanmôre uit 2 gedeeltes lees. Eerst uit Matteus 14. Gaan nie die hele gedeelte daar lees nie. Die konteks, dit was die eerste vermeerdering van die brood en die skare wat daar saam was, wat die brood gehad het, nadat hulle saam geëet het en met paar brode en visies wat vermeerder is, vir duisende mense, stuur die Here sy disippels weg. Hy sê vir hulle moet so lank na die oorkant van die meer toe wegvaar met die bootjies. Hy sal die skare wegstuur. Nadat hy hulle weggestuur het, dan gaan bid hy in afsondering. En dan lees ons in vers 24, die boot was reeds 'n hele aantal stadium, 'n hele afstand weg van die land af, en is deur die golwe heen en weer geslinger. Maar die wind was teen hulle. In die 4de nagwaak het hy na hulle toe aangeloop gekom op die see. Toe die disippels hom op die see sien loop, het hulle vreesbevange geraak en gesê, dit is 'n spook. Die Grieks is fantasma. Kan in daai woord die oorgelewer is in die Engels phantom. 'n fantasma, phantom. En hulle het van angs begin skreeu. Maar Jesus het dadelik vir hulle gesê, hou moed, dit is ek. Letterlik staan daar, ek is. Dis wat die Here vir Moses gesê het, wie hy is op die berg. Sinai, toe hy Moses gevra het, wie is u, het hy gesê, ek is. En Christus wat hier ook vir die disippels wat in vrese sê, ek is, moenie langer bang wees. Loop Lukas 24. Dis na die opstanding van Christus, lees ons in vers 36 van Lukas 24. Die disippels is by mekaar in afsondering, in 'n toegesluite plek, waar hulle praat oor dinge, die Emmausgangers wat pas by hulle teruggekom het, en vertel het dat hulle Jesus gesien het, wat opgestaan het. En dan lees ons vers 36, terwyl hulle nog besig was om oor hierdie dinge te praat, staan hy self tussen hulle en sê vir hulle, vrede vir julle. Verskrik en beangs het hulle gedink dat hulle 'n gees sien. Maar hy sê vir hulle, waarom is julle ontsteld en waarom kom daar twyfel in julle harte op? Kyk na my hande en my voete, dit is ek self.
Weer eens letterlik sê hy, ek is. Vat aan my en kyk, 'n gees het nie vleis en bene soos julle sien dat ek het nie. Nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en voete, omdat hulle van vreugde steeds nie kon glo nie en verbaas was, sê hy vir hulle, het julle iets te ete hier? En hulle het hom 'n stuk geroosterde vis gegee. Hy het dit geneem en voor hulle geëet. Daarna het hy vir hulle gesê, dit was my woorde wat ek tot julle gerig het toe ek nog saam met julle was. Dat alles wat in die wet van Moses en die profete en psalms oor my geskryf is, vervul moet word. Daarop het hy hulle verstand daarvoor geopen om die skrif te verstaan en hy het vir hulle gesê, so staan daar geskryf dat die Christus moet ly en op die 3de dag uit die dood opstaan en dat in sy naam bekering tot vergewing van sondes aan al die nasies verkondig moet word. Julle moet by Jerusalem begin en getuies van hierdie dinge wees. En kyk, ek sal die belofte van my Vader na julle stuur. Maar bly julle nou in die stad totdat julle met krag in die hoogte toegerus word. God se krag. Ons lees tot sover. 2 geleenthede waar die disippels bang is en dink hulle sien 'n spook. Vergees. Die Here wat verseker, ek is, moenie bang wees. En dan ook vers 47, in sy naam moet bekering tot vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word. Is jy bang vir spooke? Bang vir die dood? Bang vir wat met jou kan gebeur as jy doodgaan? Baie mense, dwars deur die eeue, leef met vrees. Vrees vir die dood en wat ander kan die dood lê, en vrees vir dooies. $500 jaar terug, die mense met baie groot vrees gelewe vir die dood en vir die dooies. Volgens die Rooms-Katolicisme, dit wat aan hulle verkondig was deur die kerk. As jy nie in die kerk is nie en jy gaan dood, dan gaan jou siel na 'n doderyk toe wat 'n troostelose plek is. Jy wil nie daar wees. Jy kan ook selfs ook hier vashaak in hierdie wêreld in 'n troostelose bestaan as 'n spook. Iewers te kan uitkom, moet jy by die kerk wees en moet 'n priester een van die geheime rituele oor jou uitoefen voordat jy doodgaan. Een van die 7 geheime rituele wat mense op die regte pad help. Daar's 'n oliesalwing. Met die regte rites moet jy weggehelp word die ewigheid in, na die regte rigting om by die hemel uit te kom. Dit is 'n moeilike paadjie van daar af, volgens die Roomse. Jy kan nie sommer net, as jy dood is en aangehelp is deur die priesters, dadelik in die hemel wees nie. Nee, jy moet nou eers gaan brand. Na die dood is daar hierdie ding, die vage vuur. 'n Vuur wat jou siel moet skoonbrand en jou heilig maak, sodat jy uiteindelik as 'n heilige in die hemel kan wees.
Dit is nie so maklik nie. Dit is 'n verskriklike gebrandery. Dit gebeur nie sommer vinnig. As mens dink, 'n befaamde iemand soos Suster Teresa, sy het vir 6 jaar gebrand. Nou as Moeder Teresa 6 jaar moet brand, hoe lang dink jy brand iemand wat nie 'n toegewyde man is nie? Dis 'n verskriklike gebrandery. So mense het met vrees gelewe die hele tyd vir die dood. Want ja, die kerk kan jou verder help. Anders is jy in hierdie verskriklike verborgenheid van die doderyk, of jy haak dalk hier vas. So die rituele van die kerk moet jou deurhelp, maar dan is dit hierdie vuur wat wag. Dis uiteindelik daarom iets beters. Maar eers hierdie gebrande wat jare en jare kan vat. Dan as jy daar deur is en jy 'n heilige is, dan is jy daarom eerbiedwaardig. Dan moet mense na jou omsien, dan kan jy ook op hierdie aarde mense begin help. Jy kan betrokke raak by hulle lewe. En as jy goed werk as 'n heilige en jy kry baie mooi goeders reg, dan kan jy 'n superheilige word. Dan word jy gekanoniseer. Noem hulle dit. Dan is jy 'n superheilige met 'n bepaalde werksterrein en 'n bepaalde dag waarop jy verheerlik word elke jaar. En dan is jy nogal baie belangrike voorvadergees wat baie groot invloed uitoefen. So is daar baie sulke heiliges, superheiliges dan ook, met spesiale dae en spesiale werksomstandighede. Een wat ons doppers almal ken, is die heilige Valentine. Nou is ook selfs van julle wat gedink het, jy moet jou verhoudingslewe bietjie aanhelp om op die dag van hierdie besondere voorvader se verheerliking en sy aanbidding, daarom op daardie dag ook 'n blommetjie of 'n kaartjie of 'n etiekie of iets behoorliks te doen met jou wederhelft, en anders gaan jou verhoudingslewe nou nie ergens heen gaan. So ons val partykeer selfs in daai gate van die Rooms-Katolicisme om hierdie heiliges besonder te beskou. Besondere doelwit, baie vrees. Hoe kom ek daar? Bang vir die dood. Bang vir wat kan gebeur. Luther was ook bang. Luther is aanvanklik in sy lewe gedryf deur sy vrees. In 'n groot storm bid hy tot die heilige aanhaal om te beskerm en beloof vir haar dat hy sal 'n monnik word as hy bly lewe. En so begin sy paadjie as 'n priester. Ja, baie vrees. Maar terug by die heiliges. Hoe kom ek daar? Die Rooms-Katolieke kerk in daai tyd het geld nodig. Die paus wil vir die heilige Petrus 'n mooier kerk bou.
Die paus sit immers op die troon van Petrus, so word verkondig deur die Rooms-Katholicisme. In die ou kerk wat daar was vir die heilige Petrus, wat dan eintlik die domein van die paus is. Die is vervalle en nie so groot nie. Hulle wil 'n groot kerk bou, maar daarvoor is daar geld nodig. Hoe gaan ons hierdie fondse insamel vir hierdie besonderse kathedraal, wat vandag nog 'n pronkstuk is daar in Rome? Die oplossing van die kerkleiers is, ons buig die vrees vir die dood by die lidmate uit. Ons gaan vir hulle saligheid verkoop. Hulle betaal, hulle kry 'n brief met die paus se stempel op, wat vir hulle sê, jy gaan nie brand nie. Jy kan vry wees van die vagevuur. In plaas van om vir jare te gaan brand nadat jy dood is, kan jy pylreguit na die heiligheid gaan. En dan baie geld nodig, so jy kan ook vir jou naasbestaandes wat brand, kan jy betaal en 'n brief koop, en as die geld in die offerkis val, dan spring die siel uit die vagevuur. Gered, omdat jy geld betaal het om 'n kerk te bou in Rome. Dis die pad na die saligheid. Kort pad, gekoop met geld. Dis die verkondiging in daardie tyd. Luther is op aan die worstel, hy soek 'n genadige God. Hy bly in vrees lewe, selfs nadat hy 'n priester word. En dan word hy deur 'n mentor gesê, maar lees die Bybel. Dit was die slegte van daardie tyd ook gelees. Bybels is met die hand oorgeskryf. Nie eers elke kerk het 'n Bybel gehad nie. Daar was klein dorpies wat 'n kathedraal gehad het, maar nie 'n enkele Bybel nie. So is Luther na Wittenberg toe, waar hy kon gaan studeer, waar daar Bybels was. En hy begin die Bybel lees. En hy ontdek die waarheid van die evangelie. Ons word gered deur die offer van ons Here Jesus Christus. Hy was ons sondes weg. Hy maak ons heilig en roep ons om nou al heilig te wees. Nie eers eendag nie. Hy reinig ons van ons sondes. Hy werk in ons deur sy Heilige Gees in heiligmaking. Hy is nou besig met daardie proses van heiligmaking. Dit gebeur nie in 'n vuur hierna nie. En niemand kan vrygekoop word van die sonde deur geld, deur die versekering van 'n paus. Jy word vrygespreek deurdat jy in die geloof dit wat Christus gedoen het vir jouself toeëien. Wat 'n bevryding. Wat 'n antwoord op die vrees. Christus hoor die lewende Christus. Luther hoor die lewende Christus. Ek is. En Christus is nie 'n spook nie. Hy het opgestaan uit die dood. Hy is ten volle lewend. Hy's nie net 'n siel nie. Dis nie siele wat die wêreld regeer. Afgestorwe siele wat nou hier uit
beheer uitoefen nie. Die enigste een wat beheer uitoefen, wat ook waarlik mens was, is Jesus Christus, die Seun van God. Hy wat gesterf het vir ons sondes, maar opgestaan het uit die dood en ten volle lewend oor hierdie wêreld regeer. Hy is die enigste een wat deur die dood is, na wie ons kan opsien. Hy is die enigste een by wie ons vrede vind. Hy is die enigste een wat invloed het op hierdie wêreld deur die Heilige Gees wat in ons kom woon. God is in beheer. Hy wat ook God is. Hy wat ook kon sê, ek is. Want dis God wat heers. God wat regeer. God wat red. Deur hom is die lewe. In daardie tyd, en vandag nog, ja, moes al die heiliges geëer word. Hulle was gesien as die wat betrokke is by hierdie wêreld. Hulle was die tussengangers tussen God en hierdie wêreld. Hulle was verantwoordelik vir genesing, vir goeie verhoudings, vir soos Valentyn, en allerhande ander dinge in hierdie wêreld. Dis na hulle wat jy opgesien het, soos Luther as 'n jong man wat in vrees is vir die dood, wat vir heilige Anna vra om te red. So het hulle dit gesien. En hierdie heiliges, omdat hulle so betrokke is by hierdie wêreld, moet hulle daarvoor verheerlik word. So ek sê, party het spesiale dae gehad. Maar daar is baie mense wat al deur die dood is. En deur die vaag gevoer. Daarom is een dag uitgeroep as die dag waarop al die heiliges geëer word. Nie net die besonderes wat 'n bepaalde dag van die jaar het, maar al die heiliges, All Saints Day, All Hallows Day, daai dag is 1 November. Op 1 November aanbid die en vereer die Rooms-Katolieke al die heiliges. Dit sal nou Saterdag wees. All Saints Day. Maar binne daai kultiese wêreld waarin hulle geleef het, want dit is maar wat dit is. 'n Wêreld beheers deur voorvaders en priesters wat die voorvaders manipuleer soos Thomas. Wat prewel in Latyn wat die Duitsers nie kon verstaan. Met spesiale rituele wat hulle deur die lewe moet lei. In daai kultiese wêreld is daar ook geglo dat die nag van 31 Oktober 'n belangrike nag is. Die evening voor All Saints Day of All Hallows Day, All Hallows Evening of kort Halloween. Waar Halloween vandaan? Die naam verbind aan All Saints Day of All Hallows Day. Die dag waarop al die heiliges verheerlik moet word. Maar binne die okkultiese wêreld is dit die mag waarin die gordyn tussen hierdie wêreld en die geesteswêreld op sy dienste is. En dan kan die geeste deurbreek en die onrustige geeste kan op hierdie aarde rondwaal. En jy wil nie in hulle pad wees nie. So die mense het groot vure in die veld gemaak, groot bonfires, waar hulle veiligheid in getalle het, en ook die bose is veronderstel om bang te wees vir vuur, en daar het hulle die nag deurgebring, rondom hierdie vure, voordat hulle die volgende dag al die heiliges vereer. By die huise
was daar gebruike om lekker goed en lekker nye uit te sit, sodat die bose geeste wat rondwaal kan voel, maar die mense is hulle goed gesind. Treats. En party het hulle self vermom selfs, om soos 'n dooie te lyk, dat as hulle dalk in hulle omswerwing buitekant in 'n spook vasloop, die spook kan dink hulle is deel van die wêreld. Sien nie al die gebruike wat vandag nog steeds in die viering van Halloween in gevleg sit. Maar wat baie ernstig is vir baie mense, want hulle glo in die spooke. En saam met die vrees vir die dood. Vrees vir die dood die nag, vrees dat ek dalk kan beland in die ander goed, maar daarom ook in daardie tyd wat die aflate verkoop word, 'n groot gryp daarna om die volgende dag te kan weet, maar ek kan sonder die vage vuur by daai heiliges wees. En dalk groot vreespleegte ook in verering van spesiale familielede vir wie die afgelope jaar betaal is. En nou kan ook deel wees van die heiliges wat verheerlik word. Oupa, ouma, pa, ma, boetie, sussie, wie ook al wat dood is nou veilig. Ons het vir hulle betaal, hulle is ook heiliges. Ons kan in hierdie voorvader aanbiddingsritueel hulle nou ook met vreugde betrek. As mens dit in gedagte hou, dan verstaan ek hoekom Luther op 31 Oktober, terwyl hierdie dinge opbou na die nag en die volgende dag, die stellings van hom teen die kennisgewing word vaslaan. Want dit was die kerkdeur, was maar die kennisgewingsbord van die dorp. Daar kon mense dinge wat mense wil kommunikeer gaan lees. Luther wat die stellings daarop sit, en wat dit duidelik in daardie stellings maak. Vergeet van hierdie hele storie van die heiliges. Julle wil nou môre die heiliges vereer, wat deur die vage vuur is. Jy word nie verlos en skoongemaak deur 'n vuur wat brand nie. Jy word nie verlos deur jou los te koop met geld wat jy betaal het vir die kerk nie. Jy word verlos deur Jesus Christus alleen en deur geloof in hom. Glo in hom en jy hoef nie bang te wees nie. Jy hoef nie daar die nag in vrees te lewe vir die spooke wat rondloop nie. Jy hoef nie môre te dink aan mense wat deur die vuur is nie, en wat nou verheerlik moet word nie. Al die eer alleen aan Jesus Christus. Ek dink dat die datum waarop by daardie stellings daar vasgeslaan het bereken was, dat dit in juis binne die gees van daardie tyd was, en die vrese wat daar geleef het, en die verwagtings wat hy absoluut binne in dit ingepraat het, met daardie stellings daardie dag. En dit sit nie bonfires in die nag aan die brand nie, maar die vuur van die evangelie wat begin soos 'n veldbrand van daar af versprei. Die ware antwoord uit die woord van God vir die bang wees van hierdie wêreld vir die dood en vir die oordeel van God. Hierdie week, ons het nou stil gestaan weer die maand by die Joodse feeste. Maar ons staan op die vooraand van fees. Daarom begin al hoe meer weer teruggaan na die Rooms-Katolieke en die ou kultiese gebruike. Om te glo in die voorvaders. Dis nie net 'n Afrika ding nie, dit het solied gesit in Europa en die Rooms-Katolisisme.
voorvaders wat hierdie wêreld reg. En dis albei heiliges is. Die terugkeer na die okkultiese dinge met Halloween kostuums en trick and treat en al die goeters wat hulle wortels het in die gedagtes van die okkulte. Waarin ons gereformeerd is. Wil ons All Saints Day vier, ook ons afgestorwe geliefdes in herinnering te roep en te verheerlik. Wil ons Halloween vier, wat sy wortels het en bang wees vir die dood. Mytes oor die bose geeste wat rondwaak. Gaan ons in die gees van die hervorming, van die reformatie, medemense, medegelowiges, mense rondom ons wat met hierdie goed wil weghardloop hierdie naweek, wat dit ook al hoe meer hier in Suid-Afrika begin verkondig, gaan ons teenoor hulle die waarheid van die evangelie bring. Soos Luther die stellings laat weer klink het in die wêreld. Dat ons ook die getuies wees van die waarheid waarvoor die wêreld honger is. 'n bang, vreesbevange wêreld. 'n wêreld wat behep is met die dood. Hierdie wêreld het ons die antwoord uit die woord van God. Jesus Christus leef. Die verlossing kan alleen in sy naam verkondig word. Eer hom, glo hom, leef in eerbied vir die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Jy hoef nooit weer bang te wees. Amen. Here ons almagtige God, dankie dat ons te midde van 'n onseker wêreld u versekering weer hoor. Moenie bang wees nie. Ek is. Help ons, Here, lei ons om so nie met vrees te lewe nie, want ons moet bely dat daar baie dinge in hierdie wêreld is wat ons bang maak. Dat ons ook verskrik raak deur die magte wat in hierdie wêreld lyk of dit beheer het. Ook ons verlei word, met bang wees vir die dood. En weet wat ander kan die dood lê. Ook ons geneig is om op mense te wil vertrou, om ons vrese te verdryf. Lei ons, Here, deur u Gees, om op u alleen te vertrou. U evangelie te hoor en daaruit te lewe en u te verheerlik. Wil u in hierdie wêreld die helder lig van u evangelie laat instraal, wat al die bygeloof en die vrees kan verdryf. Lei ons, Here, om getroue getuies te wees vir u en u evangelie. Evangelie van troos en hoop en lewe. Evangelie van ons Here Jesus Christus, ons enigste verlosser. Dankie, Here, dat ons na u toe kan kom, u self. Dat ons nie na bemiddelaars hoef te gaan nie, om te bid vir die swaar in ons lewens, vir
die sware medelidmate se lewens, om tot U te kan bid en ons behoeftes en nood en alles voor U persoonlik te kom neerlê. Dankie dat ons die pad na U toe oop het. Hoor ons harte, o Here, hoor ons nood, sien ons behoeftes. Dankie Here dat ons weet, U doen. En U hoor ons, U sien ons, deur ons Here Jesus Christus ons verlosser. Dat ons daarom met sekerheid kan sê, dit is waar. Amen. Ons gee geleentheid vir die insameling van ons liefde God. Kom ons in beruiming van uit die eerste brief van die apostel Johannes, beruiming 2:4, oor hoe ons uit die Here gebore is, aan hom behoort, hy wat ons vergewe het, en dat ons kan uitsien daarna, om ook uiteindelik nie maar net 'n sielheilige te wees, maar ten volle, in volle mensheid, op te staan uit die dood, aan hom gelyk, aan die mensekant van ons Here Jesus Christus, gelyk aan hom, en wanneer hy kom. Ons sing skrifbring 2:4, al die verse. For
Ja, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u almal wees. Amen.